Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel woon, Here, U is ook baie naby. Ons weet, U woon binne in elkeen van U kinders. Paulus het juis gevra, weet julle dan nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Here is nie? Maar Vader, dankie dat U woning vandag by mekaar is, en dat ons mekaar kan bemoedig en dat ons weer geleentheid het om stil te raak, nie net van die gedruis daar buite nie, maar ook die gedruis in ons lewe, al die dinge wat gebeur, al die dinge wat geraas maak, sodat ons kan onttrek en ons hart en ons gedagtes tot bedaring kan bring, sodat ons stil kan wees met 'n ontvanklike gees om U woord te hoor. Here, seën U woord. Gee dat hierdie woord nie ledig terugkeer na U toe nie, maar dat dit in goeie grond sal val in hierdie oggend, sodat U naam verheerlik word, sodat U koninkryk daardeur kan vorder. Werk dit asseblief deur U Heilige Gees. Amen. Nou gemeente, ons het vasgeval by Handelinge 21, ek weet, en ek bied nederig om verskoning aan, maar is nie een van die verskonings waaroor 'n mens jammer is nie. Al wat ek net sê, ek weet ons is op 'n afdraaipad. Ek is dankbaar daarvoor, want die Here kry altyd die voorrang. Sy Heilige Gees lei ons, en alhoewel ek gesê het, dit is 'n voëlvlug oor Handelinge. Ons gaan net van bo af kyk. Net so hier en daar ietsie optel wat 'n geseënde brokkie van die goeie nuus is wat ons vir onsself kan neem. En ons het baie geleer tot en met hoofstuk 21, maar hier val ons toe vas. Want toe sien ons nou hierdie hele besigheid van die oop deure en die toe deure, en as die deur toe is, dan is dit nie die Here se wil nie, as die deur oop is dit die Here se wil, en toe vind ons uit, maar dis nie hoe die Here werk nie. Want die Here maak partykeer 'n deur toe, en dan sê hy, jy moet hom gaan oopmaak. Partykeer waarsku hy jou ernstig, en sê, pas op vir wat agter daai deur is, want as jy deurstap, dan gaan jy met jou lewe betaal om my te dien. Maar jy moet nog steeds deurstap. En toe leer ons 'n wonderlike les by Paulus, te midde daarvan dat mense onder leiding van die Heilige Gees vir hom sê, moenie dit doen nie. En hy doen dit. En dan na die tyd dan sê hulle almal saam, dis die Here se wil. Die Bybel is amazing. Ek love dit om te sien hoe die dinge net in plek val. So, ek wil nou eintlik nie die hele gedeelte weer vir julle lees, Handelinge 21 nie, want ons het dit nou 'n paar weke in 'n ry gedoen. Ek wil net een vers vir julle uitlaat, of uitlig. Ja, hoe kan ek gaan die ander uitlaat, dan bring ek hierdie ene na vore. So julle weet nou, die gemeente in Tyrus het vir Paulus gesê, moenie gaan nie. Julle weet, Agabus het gekom en gesê, hierdie verskriklike ding gaan gebeur met die ou aan wie hierdie gordel behoort in Jerusalem, en die gemeente in Caesarea het ook vir Paulus gesê, moenie gaan nie, spaar jou lewe. Maar ons lees in vers 13. Handelinge 21 vers 13. Maar Paulus het geantwoord, wat doen julle, dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Dis 'n kragtige woord. En dit is so my gebed dat dit ons gemeente sal wees. Ek is nie bang om te sterwe vir die naam van Jesus nie. So vriende, ons het begin praat oor hoe kan ons as gemeente, hoe kan ons as kinders van die Here lewe in die krag van die Heilige Gees. Ons leer hierso by Paulus 'n baie belangrike les. En toe gaan ons verder en ons sê, maar hoe kan ons die wil van die Here onderskei? En nou het ons so 2 of 3 keer daarna gekyk. Want partykeer, somtyds lyk dit vir ons asof die deur toe is en dat ons nie kan deurgaan nie.
maar nou het ons geleer, dis nie hoe die Here werk nie, daai toe deure is glad nie 'n teken dat jy moet terugstaan nie, en die oop deur is nie altyd 'n teken dat jy dit moet doen nie, jy moet baie versigtig wees. Maar die Here werk op 'n ander vlak, die Here werk op 'n baie meer intieme wyse. En daar is 'n manier wat ons kan leer hoe om die Here se wil te onderskei. En dis natuurlik duidelik vanuit Paulus se lewe. So, ons het verlede week bietjie begin gesels op 'n praktiese wyse hoe ons die wil van die Here kan onderskei. Praat nou van verlede week 'n week terug. En daar's 3 goed wat ons genoem het. Die van julle wat notas geneem het sal onthou. Die heel eerste ding wat ons genoem het, hoe ek die wil van die Here kan onderskei. Hoe ek kan weet, sonder oop deure en toe deure en wonderwerke en stemme uit die hemel en ligte wat op jou skyn en al daai vreemde goed wat gebeur. Hoe kan ek die wil van die Here onderskei? Wel, in die heel eerste plek, soek intimiteit met God. Enige man wat nie intiem met sy vrou wil wees, enige vrou wat nie intiem met haar man wil wees, ek praat van daai warm stil oomblikke waar julle net intiem julle harte met mekaar kan deel, kan gesels oor jou diepste nood, jou diepste probleme, jou diepste uitdagings. Mense wat hierdie lewe gaan in 'n huwelik staan en nie daai intimiteit het nie, is beklaanswaardig. So ons sê, as jy wil weet wat is die hart van God, soek intimiteit met hom. Hoe doen ek dit? Baie eenvoudig. Ons leer dit al van sonnaskool dae af. Lees jou Bybel, bid elke dag. Lees jou Bybel want jy wil die Here se stem hoor. Bid elke dag want jy wil met hom praat. En so is daar hierdie 2-rigting gesprek tussen my en my Skepper, my en my hemelse Vader, my en my Verlosser. Dis intimiteit. Dis al hoe jy beter gaan begin onderskei wat is God se wil, as jy intiem hand aan hand saam met hom wandel. Nommer 2. Ons het gesê, belyn jou begeertes met God. Nou weer eens terug by die huwelik, wanneer 'n paartjie trou, dan kom hulle albei in die huwelik in, elkeen met hulle eie begeertes. Hy hou van hierdie goed en sy hou van daai goed. En dit stem nie altyd ooreen nie. En dan sê hulle net so 'n klein lirretjie getroud, en dan met 'n bietjie skuur en skaaf en 'n bietjie yster wat yster slyp, môre oor 30 jaar, dan kom jy agter, hulle hou altyd van dieselfde goed. Weet nie hoe dit gebeur het nie. Hoe dit gebeur? Hulle het hulle begeertes en hulle aspirasies en hulle drome van die lewe met mekaar belyn. As jy wil weet wat is God se wil, as jy wil weet hoe God met jou praat, as jy wil weet hoe jy hierdie besluit moet maak en hoe jy hierdie ding moet aanpak, belyn jou begeertes met God. Hoe ken jy God se begeertes? Jy ken dit deur sy skrifte te ken. Jy ken dit deur jouself af te lê. Jy ken dit deur te sterf binne in jouself, om te sê, dis nie meer ek alleen nie, ek gee my oor aan my hemelse Vader. Ek gee my oor aan sy begeertes. En ewe skielik kom jy agter dat die goed wat jy hier op aarde as die hoogste doelwit gestel het, is ewe skielik nie meer so belangrik nie. Dis nie meer die prioriteit nie. Wat hy wil hê, word nou my prioriteit. Nou, vriende, hierdie is alles klein preekies van dit wat ons reeds afgehandel het. Die derde een wat ons ook reeds deurgetrap het, is soek wyse raad. En hierdie was amper vir my een van die grootstes, want ek dink dis waar ons die grootste probleem in die kerk het. Soek wyse raad. Soek wyse raad by geestelike mentors. Soek samesyn met medegelowiges. Mense in vandag se dae dink hulle kan die Here by die huis dien. Ons het gesien jy kan nie. Jy kan nie die Here by die huis dien nie. Jy het God se kinders nodig. Jy het vriende nodig. Jy het samesyn nodig. Jy het 'n mentor nodig na wie jy kan gaan wanneer jy worstel en wonder. En wanneer jy vanuit jou eie intimiteit met die Here nog steeds partykeer onseker is oor hoe om te besluit en hoe om vorentoe te gaan. En die hartseer is binne die kerk vandag is daar min Christene wat 'n geestelike mentor het. En ons moet gaan sit by daai persoon en met hulle intieme verhouding hê. Ons moet skouers skuur. En dan natuurlik ook om 'n disipel te hê, en dis die ander ding waar die groot krisis in die kerk is. Weinig Christene vandag, en ek dink as ek hier sou vra, ek het julle nou eendag gevra, maar moet nie die hand opsteek nie. Wie van julle het 'n disipel?
Iemand wat by jou voete sit, wat na jou toe kom vir geestelike raad en leiding. En tog is dit die opdrag van Jesus, die groot opdrag wat ons sê, ons voorstaan, en wat ons in glo, gaan daar na al die nasies toe en maak die mense my disippels. So ek moet 'n disipelmaker wees en daarom wonder ek, waar is my disipel? Waar is ons as gemeente se disippels? Want ons behoort 'n disipel te hê. Weet julle hoekom? Wel, nommer 1, dis Jesus se opdrag. Is dit genoeg? Julle sit so asof julle baie geskrik het. Is dit Jesus se opdrag? Ja, nommer 1. Maar weet jy hoekom nog? Die rede is eintlik eenvoudig, want as jy nie 'n disipel het nie, het jy nie nodig om geestelik te vorder. Jy het niemand teenoor wie jy verantwoording hoef te doen. Jy het niemand vir wie jy 'n antwoord hoef te gee nie. Maar dit is nogal 'n interessante ding met 'n disipel, want dit is soos 'n klein kykientjie. Hulle is baie behoeftig. En jy kan nie bekostig dat hierdie behoeftige jou verbysteek in jou wandel met Jesus nie. So dis ook 'n beskermingsmeganisme in my wandel met Jesus, om 'n disipel te hê, om seker te maak dat ek op die punte van my tone bly. Kan julle sien? So is baie belangrik dat ons 'n disipel sal hê. So soek intimiteit met die Here, belyn jou begeertes met God en soek wyse raad. Dis alles maniere hoe ek nader aan my hemelse Vader kom, sodat ek sy wil kan ken. En dis die groot vraag wat ons gevra het. Ons het ingetik in Google, hoe om die Here se wil te ken. En toe kom die goed uit die woord uit. Die woord lei ons. Goed vriende, ek wil vandag nog 2 van hulle hanteer. Dis 2 eenvoudiges, ek is baie opgewonde. Hier sit 'n traan in die hoek van my oog. Dis van gister af al wat ek so klein bietjie emosioneel is. Ek erken dit teenoor julle. Ek is nie heeltemal seker hoekom nie. Wanneer 'n Sondag nader kom, dan begin ek dit baie keer beleef, maar baie ander keer is ek baie opgewonde, want jy weet, die Here is besig om te werk en hy doen wonderwerke. Maar van gister af is ek daai ander emosioneel. Jy weet, jy het so knop wat so wil in jou keel, en die oog, jy weet, die traan aan die oog, daai besigheid. En terwyl ons vanoggend net, ek het saam gebid daar agter saam met die broeders, saam gebid saam met die musikante, en elke tyd van gebed het dit net weer meer en meer duidelik geword. Toe ons saam sing, toe slaan die Here die spyker op die kop, en toe weet ek verstaan hoekom is ek so klein bietjie emosioneel, want die Here is besig om te werk. En as ek vandag vir julle moet sê, die Here is nie hier nie, moet julle my nie glo nie. Want ek sê vandag vir julle, die Here is hier. En ek wil vandag vir jou bevestig, dat die Here het bestem in sy grootheid en sy alwyse raad, dat jy wat hier sit, by ABKP vandag in hierdie erediens, by 187de Laan, en elke ander ou wat nog luister later, was bestem om hierdie woord te hoor. Die Here het dit so beplan. Jy het nie per toeval hier beland nie. Want ons Hemelse Vader wil jou nader trek. Ons Hemelse Vader wil 'n intieme, persoonlike verhouding met jou hê. En die dinge wat hy ons hier leer, dis eenvoudige goed. Julle, hierdie is nie rocket science nie. En ek is dankbaar daarvoor, want dan sou ek dit nie vir julle kon oorlewer nie. Ek sou nie kon preek nie, want ek was nie goed met wetenskap. Hierdie is eenvoudige goed. En ek is 'n eenvoudige mens. So is vir my lekker om dit vir julle oor te dra. Maar die volgende 2 is baie belangrik. En ek is seker daarvan, die Here gaan jou hart raak vanoggend. So die 4de manier hoe ek kan onderskei wat die wil van die Here is in my lewe, is oorweeg jou omstandighede. Dink 'n bietjie na oor jou omstandighede. Dis noodsaaklik dat die kind van God gereeld sal nadink oor hulle fisiese en geestelike omstandighede. Hierdie erediens kan net so verbygaan en jy het niks gekry nie. Ek beloof jou, ek sien dit week na week. Net so, niks. Jy gaan leeg huis toe. Maar as jy erns maak om te luister, erns maak om vandag mooi te dink oor wat die Here vir jou beplan het, wat hy in jou ore wil sit, kan die lig deurbreek.
Ons kan so maklik in 'n groef beland en van dag tot dag beweeg sonder om erns te maak met ons lewe. En dan veral natuurlik ons geestelike lewe. Later raak jy so afgestomp in jou Christenskap, ons noem dit maar so, dat jy nie meer agterkom dat jy afgekoel het en ver van God af is nie. Selfs die begeerte om meer en meer van die Here te wil hê, gaan weg. Jy het nie meer 'n saak as jy nie vanaand Bybel gelees het nie. Dit pla jou nie meer as jy gebid het nie. Klim in die kar en jy ry iewers heen, staan voor die kos, 'n lekker burger, McDonald's, chip, druk hom in jou gesig. Sonder om vir die Here te sê, dankie vir McDonald's. In 'n ligte lyn. Maar dit gebeur so maklik, dat ons daai begeerte na intimiteit met die Here net nie meer het nie. So hoe oorweeg 'n mens jou omstandighede? Hoe dink jy na oor jou omstandighede? Want as jy afgestomp raak het, as jy in 'n groef beland het, is jy tog afgestomp en in 'n groef. En jy kan jouself nie daar uithaal nie. Jy gaan nie besef jy is op 'n gevaarlike plek nie. Om die waarheid te sê, jy gaan ook nie eens besef jy is eintlik klaar weg van die Here af nie. En jy begeer nie meer om intiem met hom te wees nie. Hoe op aarde oorweeg 'n mens jou omstandighede? Wel vriende, weer eens die antwoord wat ek vir julle gaan gee, maak nie eers sin nie, maar ek vertrou dat deur die werking van die Heilige Gees dit tog gaan sin maak, en dat dit tog vir jou gaan help om te pas op, om nie daar te beland nie, want dit begin by nederigheid. Dit begin by nederigheid, om nie te veel van jouself te dink nie. Want 'n ou wat in 'n groef is, en 'n ou wat afgekoel het, dink te veel van homself. So omgekeerde is mos waar. En ek vind 'n pragtige voorbeeld wat reeds vir ons gelees is in die diens. By Dawid. Psalm 51. Ek het net 6 verse gekopieer in my notas. Hoe oorweeg 'n mens jou omstandighede? Wel, wanneer die woord van die Here kom en dit spreek jou aan, dan stop jy. Wanneer die wiele afkom van jou lewe en jy besef jy's moeilikheid, dan stop jy. En dan dink jy. En in nederigheid dan vra jy vir die Here, Here, wat het gebeur? Wat is aan die gang? Vers 1 tot 6 sê is vir die musiekleier Psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. En net ter herinnering, julle onthou, Dawid was 'n man na God se hart, al het hy geval. Maar hier is die rede hoekom. Dawid was nederig. Hy sê in vers 5, want ek ken my oortredinge. Nederigheid, né? Sien julle? Ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Ek hou van wat hy sê in vers 6. En ons vergeet hierdie ding baie keer. Hy sê, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek. Rein as U gerig hou. Die Here het, nadat Dawid afgestomp geraak het, iemand anders gebruik, die profeet Nathan, om Dawid weer op sy plek te sit. En nou wil ek ietsie byvoeg, en hierdie is baie belangrik, en ek dink dis hoekom ek ook daai emosionele belewenis het, want partykeer is die woord van die Here baie regheid, dit is op die man af, en ek dank die Here dat binne ons kerk ons wel as vriende en familie met mekaar regheid kan gesels. Maar ek kyk na hierdie hele gedagte van ons wil weet wat is die wil van die Here, vir myself, vir my wandel met die Here, vir die gemeente, vir die kerkraad, vir almal van julle wat hier sit. Ons wil weet wat is die wil van die Here. Nou sê die Here, wees nederig. Maar dit is moeilik om nederig te wees as iemand jou oor die vinger stik. Maar interessant genoeg sien ons by Dawid nie, en hy staan terug. En hy luister wat die Here sê. Dawid kon kwaad geraak het. Dawid kon aanstoot geneem het. Dawid kon die profeet weggejaag het en gesê het, jy het niks met my uit te waai nie, los my uit. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Waar het jy uitgevind?
Dawid kon bedank het uit die kerk uit en 'n ander kerk vir hom gaan soek het. Dawid kon die dominee en die ouderlinge beswadder het. Want hoe durf hulle? Hoe durf hulle dit doen? Maar nee, Dawid het sy omstandighede oorweeg. Dawid het gaan nadink oor wat die woord van die Here vir hom gesê het. Daai boodskap van die profeet. Toe besef hy skuldig. En wat doen hy? Interessant, hy draai nie na Nathan toe nie, as jy gedink het dis wat hy gedoen het. Nee, hy draai nie na Nathan toe nie, hy gaan in die paus toe, om te gaan confession doen nie. Kom nie na die dominee toe en sê, dominee, jog, ek het 'n groot fout gemaak nie. Wat doen Dawid? Terwyl hy sy omstandighede oorweeg, Dawid draai na God toe. Vriende, hoe ken ek die wil van die Here? In nederigheid te luister na die woord van die Here, dan terug te draai na God toe. Dawid het teen God gesondig, teen God oortree, en so deur vergifnis by die Here eerste te vind, daarso het sy herstel begin. En toe eers weer kon hy helder sien om die wil van die Here te onderskei. Ek wil graag vir julle neem na vers 8 en 9, en 'n paar ander verse saam met dit, ook by Psalm 51. Kyk nou wat gebeur met Dawid. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborge maak u aan my wysheid bekend. Dan sê hy, ontsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat verbrysel is. Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, vriende, vers 12, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Werp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Dawid kon anders opgetree het, maar hy het nie. Nou, net ietsie vir u verduidelik, op 'n praktiese vlak. Baie keer gebeur dit, dat jy in omstandighede beland, en jy kan nie verstaan hoekom die deurbraak nie wil kom nie. Jy gaan kerk toe, jy glo die Bybel is waar, jy lees jou Bybel, jy bid elke dag, maar die kettinge val nie af nie. Die antwoord kom nie, en jy's moeg gewag. Is regtig in hierdie tye dat ons net weer moet stil raak. Binne toe kyk en daardie eerlike en opregte vraag moet vra, Here, is my hart rein? Here, het ek dalk teen u gesondig, sonder dat ek dit weet? Here, is daar iets waarmee ek besig is, waarvan u nie hou nie? Henry Blackaby sê die volgende, hy sê, one critical point to understand and experiencing God. Dit gaan oor om die wil van die Here te onderskei. Is knowing clearly when God is speaking. If the Christian does not know when God is speaking, he is in trouble at the heart of his Christian life. Ek sê dit weer. If the Christian does not know when God is speaking, he is in trouble at the heart of his Christian life. En dan voeg hy die volgende by, en hierdie is baie belangrik, hy sê, if you want to know the will and voice of God, you must give time and effort to cultivate a love relationship with him. That is what he wants.
En miskien sit jy hier vanoggend en jy het ver van die Here af weggedrywe. Jou verhouding met die Here Jesus is nie so intiem soos wat dit was. Daai tyd nie. En jy weet vanoggend, want die profeet Nathan staan voor jou, en dis nie ek nie. Die profeet Nathan staan voor jou en sê, my kind, die Here het bevestig, jy is ver van hom af. Daar's soveel ander goed wat baie meer belangrik is. Ek dink ons Here Jesus is die beste voorbeeld ooit. In Johannes 5 vers 17 sê hy, Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, ek werk ook. En dan in vers 19, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Vers 20 van Johannes 5, want die Vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Jesus het die stem van sy Vader gehoor. Jesus het stil geword in die teenwoordigheid van sy Vader. Jesus het geweet wat is sy Vader se wil. En sowel hy in sy vleeslike bestaan gebid het, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, het hy nog steeds gesê, nogtans nie, Vader, my wil nie, maar u wil. So waarheen kom dit terug? Verhouding. So my vraag vir u vandag is, waar staan jou verhouding met die Here Jesus? So van tyd tot tyd gesels ek met my kinders, en dan vra ek vir hulle, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Nou onlangs toe gesels ek met 'n broeder in die Here, ek vra vir hom, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Dit is 'n baie goeie vraag om te vra. Ek het dit by my oupa geleer. En ek wil jou vra vandag, hoe gaan dit met jou geestelike lewe? Is jy intiem met jou hemelse Vader tot so 'n mate dat jy sy wil ken? As jy môre moet opstaan en besluite moet neem, kan jy sê, ek doen dit onder leiding van die Heilige Gees, ek weet dis die Vader se wil? Of gaan jy vir my moet sê, dominee, ek weet nie wat sy wil van die Here nie. Ek weet nie waarmee sy besig nie. Ek het nie 'n klou wat nou in my lewe aan die gang is nie. Dis 'n storie, maar ek weet nie. As my lewe nie lyk soos die Here Jesus se lewe nie, kan hy onder andere deur my omstandighede nie met my praat nie. Maar as my lewe, my verhouding met hom intiem is, kan hy selfs deur my omstandighede praat, en ek sal sy stem hoor. Een laaste een, en ek gaan dit net so inglip, is nie baie lang gesprek nie. Dit is baie belangrik, dit is nie 'n lang gesprek nie. Nog 'n manier om die wil van die Here te onderskei, is vertrou die Heilige Gees. Dis dalk seker een van die moeilikste goed in ons tyd, want in baie ander kerke dig mense dinge toe aan die Heilige Gees wat nie sy werk is nie. En hier by ons kan ons sê, maar hoe kan ons die Heilige Gees vertrou? Ons kan nie die Heilige Gees sien nie, ons kan hom nie hoor nie. So, jy weet, hoe onderskei 'n mens, hoe vertrou jy die Heilige Gees? Nou, die Here Jesus Christus self is die woord, julle onthou dit. Die Here Jesus Christus praat met ons deur sy woord, en sy Heilige Gees dra vir ons die woord oor. So, dit is eintlik geweldig eenvoudig om die stem van die Heilige Gees te hoor. Lees jou Bybel. Hoor julle? Lees jou Bybel. Filippense 4 vers 6, help vir ons om die Heilige Gees te vertrou, as hy met ons praat deur sy woord. Want hy sê vir ons in vers 6 en 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan gee hy hierdie woord, hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.
Kyk wat doen die Here Jesus in Lukas 22 vers 41. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Nou, ek kan vanoggend met eerlikheid vir u sê, die stem van die Here is nooit onduidelik nie. En wanneer die Heilige Gees praat, is dit altyd verstaanbaar. Maar om gehoorsaam te wees, wanneer hy met jou praat, is baie keer die plek waar ons as kinders van die Here die fout maak. En dis juis as gevolg van die feit dat ons verhouding met die Here nie intiem is nie. Ek dink onwillekeurig gaan 'n lied, en ek gaan daarmee afsluit. Dit kom terug na intimiteit. Dit kom terug na ons verhouding met ons Hemelse Vader. Dit kom terug na die nederigheid waarvan ons gepraat het en die selfaflegging. Dit kom terug na my wandeling saam met die Here Jesus hand aan hand. En wanneer hy praat om te sê, Here, ek doen. Ek verstaan duidelik wat u gesê het, dis nie onseker nie, want die Here praat nie onduidelik nie. Die Here praat nooit onduidelik nie. Sy woord is altyd duidelik en altyd verstaanbaar. En as jy dit nie glo nie, moet jy nie deel wees van hierdie Baptiste kerk nie, want dis wat ons geloofsbelijdenis sê. Ons 'n lied wat ons gewoonlik uit volle bors uit sing. Is baie mooi. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. And an empty grave is there to prove my Savior lives. Moenie skrik. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance. This child can face uncertain days because he lives. And then one day, I'll cross that river. I'll fight life's final war with pain. And then, as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Hoor jy sy stem? Duidelik, verstaanbaar. Here, ek wil u wil ken. Dis net een ding. Staan net nader. Staan net nader in daai verhouding saam met die Here. Daai intimiteit. Jy gaan sy stem hoor. Amen. Ons Vader, groot en magtig. U wat woon van ewigheid tot ewigheid in 'n ontoeganklike lig. U, Here, is die groot erekoning. U, Here, is die een wat die winde stuur, die wolke aandryf. Here, u ry op die wolke. As u praat, is dit donderslae. U grootheid en u heerlikheid kan gesien word reg rondom die wêreld, net in die dinge wat u gemaak het.
U is prysenswaardig, U verdien, Here, om geloof en te prys te word. En dan praat ons nie eers van die grootste wonderwerk ooit, dat God, die Allerhoogste, die Skepper, 'n mens word. 'n sondelose lewe leef op aarde en sterwe in die plek van sy skepsels wat verlore is. En dan opstaan, glorieryk uit die graf uit en oorwin en red en nuut maak. Vader, ons dank U in hierdie oggend dat daardie goeie nuus die wonderwerk is wat ons gemeente bymekaar hou. Die wonderwerk is wat my die krag gee in die oggend om op te staan. Dat daardie goeie nuus die wonderwerk is wat my môre kan laat werk toe gaan sonder vrees. Om te weet hierdie week gaan 'n oorwinning wees want Jesus is koning. Om nie eers bang te wees vir siekte of ongerief of enige ding wat my te beurt sal val nie, want my Skepper leef. Vader, ons gaan nou hierdie goeie nuus vier. En my gebed is dat U dit dan ook ryklik vir ons sal seën. Maar dankie vir U woord is kosbaar, U woord stig ons harte, U woord bou ons op, U woord maak ons sterk. En Here, lei ons deur U Gees, lei ons deur U woord. Amen.